los nie en ek sal jou nooit vergeet. Waarvandaan ek kom en als wat ek nou weet. In 'n wêreld vol bekleierery het jou vrede my nou beet. Jy gee vir my 'n rede om te glo. Goeiemôre almal. Baie welkom hier by ons gemeente. Sommige van u ken die gemeente en was saam met Judy en Viv en hulle tyd hier by ons gewees. Ander is uit 'n ander verbintenis vandag hier by ons. Dit is belangrik en spesiaal dat Judy se diens, roudiens, gedenkdiens, wel vandag hier gehou word, omdat hierdie gemeente 'n wesenlike deel van hulle en haar lewe was. Baie welkom aan elkeen wat hier is en mag die Here op sy besondere manier vir julle troos. Ek hou daarvan om die persoonlike goed reg hier in die begin te sit, so ek gaan vir Edelweiss vra om asseblief die bedankings en huldeblyk te doen. Direk nadat sy gepraat het, sonder aankondiging, sal ons saam na 'n mooi Afrikaanse woord, 'n slideshow kyk van fotos. En dit wek altyd twee tipe emosies. Aan die een kant maak dit mens hartseer, want dit is 'n werklike besef dat sy fisies nie meer hier is nie. Aan die ander kant bring daai foto's sulke pragtige positiewe herinneringe na vore, en dit is ook belangrik. So eers Edelweiss en dan kyk ons na die slideshow asseblief. Familie en vriende, ons vier vandag die lewe van Judy Roberts. Ma Judy, my skoonma. Op 17 November het die Here besluit, dit is maar Judy se tyd. Hy het haar geneem na 'n rustiger plek, 'n plek van vrede en liefde. Psalm 23 vers 1 tot 4. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my. In U hande is ek veilig. Ek lees nou vir julle 'n paar boodskappe voor. Die eerste boodskap is van Judy. My liefste moeder, het aan ma gedink vandag, het aan ma gedink gister en sal môre ook. Ek dink aan ma in stilte. Om ma te onthou is maklik. Die hartseer dat ma nie meer hier is nie, sal nie weggaan nie. Ek weet ma sal altyd by my wees, ongesiend, ongehoor, maar altyd naby. Die laaste paar maande was maar deur diep donker waters. Telke male as iets gebeur het ons deur dit gekom. Ma het altyd gesê, ek praat met God en vra verleiding. Haar geloof was nog sterker as voorheen. Ek en ma het planne gehad, maar God het 'n ander plan gehad. Ek weet ma is vry. Jy is gelukkig en jy is heel. En dat die Here mooi na ma sal kyk. Dankie vir alles. Rus in vrede. Lief ma baie. Judy. Dan 'n boodskap van Steve. 'n liefdevolle herinnering aan ma Judy. 'n sterk vrou wat 2 kinders grootgemaak het. Dit was nie altyd maklik nie, maar sy het altyd volgehou en aangehou. 'n liefdevolle ouma en ouma grootjie, met 'n glimlag wat nooit ontbreek het nie. Die kuiertyd by ons was 'n hoogtepunt, geselsies en grappies, wat ons altyd sal koester. Afskeid is moeilik, maar ons gun haar die rus. Dankie ma Judy, vir jou voorbeeld van volharding en liefde. Jou lig in ons harte bly skyn.
Rus sag. Liefde Steve. Oom Thys se boodskap. My skattebol. Ek het baie om te sê, maar ek weet nie waar om te begin nie. My hart is seer. Die afgelope 13 jaar saam het ons mooi dinge gedeel. Geluk, hartseer en samesyn. Die paar dae wat ons nie saam was nie met jou knievervanging, was ons die res van die tyd altyd by mekaar. Ons het soveel vreugde gehad wat ons met mekaar gedeel het en saam familie en vriende. My co-pilot is by die Here. Rus en vrede, lief jou baie Thys. Boodskap van Tannie Petra, liewe familie en vriende, vergun my asseblief die geleentheid om 'n paar woorde oor my sus te sê. Ons kinderjare in ons ouer huis was baie goed en ons het met baie liefde groot geword. Judy het met alles gehelp. Ons het baie dinge saam gedoen. Saam klavier gespeel, gesing en gedans, ook geswem, wat sy baie goed in was. Ouma het ons geleer hikel. Dan was sy baie ongeduldig as ons dit nie kon regkry nie. Later lekker gelag daaroor. Koshuisjare het ons geskei. Net met vakansies mekaar gesien. Na skool het sy in Pretoria begin werk, haar minder gesien, maar het nog kontak gehou. Baie jare later, toe ek Bellito toe getrek het, het ons minder mekaar te sien gekry, nog steeds kontak gehou, maar nie van mekaar vergeet nie. Dankie vir die spesiale tye, wonderlike oomblikke. Ek bewaar dit in my hart. Gaan jou so mis. So groet ek uniek jou. Spesiale woorde van dank aan Jude. Baie dankie vir alles wat jy vir jou ma gedoen het. Niks was te veel moeite gewees nie. Langs haar bed was jou plek. Gehelp met liefde. Baie dankie Jude. Ek waardeer dit opreg, Tannie Petra. Kevin, dit is Judy se work colleague. To a mum at heart, thank you for treating me like a son and for never missing a birthday or Christmas without sending a greeting or best wishes. I will truly miss those phone calls and the moments when you asked me to put you through when you were looking for Judy. May your sweet, blessed soul rest in peace. Always loved, and my deepest condolences to the family. With love from Kevin. En dan die laaste boodskapie is van Lelani. Liefste Tannie Judy, dit was so 'n voorreg om deel te kon wees van Tannie se lewensreis die afgelope amper 2 jaar. Dankie vir die tye waar ons saam kon lag, huil en diep deel en saam mooi dinge kon waardeer. Dankie vir die insig, leiding en liefde waarmee Tannie soveel verstaan het, sonder om 'n woord te sê, want Tannie se 2 oë het niks mis gekyk nie. Tannie se stil wysheid sal ek nooit vergeet nie. Rus sag en in vrede my Tannie, met baie liefde, Lani. En dan laastens wil ek net graag 'n paar bedankings doen. Baie dankie aan die bestuur en personeel van Huis Diem Botma, Naps van GBA Begrafnisondernemers, dan Dominee Braam en die dames, Teresa vir die slideshow met die foto's en dan ook aan Chart en Teresa wat ons gehuisves het vir die laaste 2 weke. Steve vir sy ondersteuning in rondry. Al die familie en vriende
wat saam met ons hier is vandag. Sandra vir die verversings en spesiale dank aan Judy vir die toegewyde versorging van Ma Judy die afgelope 16 maande. Baie dankie. If you should tell me that I'll always be the one you'll always love so true, then I can tell you I could easily fall in love with you. It wasn't long ago I saw you there, but even then I thought I knew that given half a chance I could easily fall in love with you. I've been too long on my own summer now. I've been too long by myself. I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change the smile that you're smiling now, and please don't let me see you blue. Then I can tell you oh so easily I could easily fall in love with you. I've been too long on my own some now. I've been too long all by myself. I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change that smile you're smiling now, and please don't let me see you blue. Then I can tell you oh so easily I could easily fall in love with you. If you should tell me that I'll always be the one you'll always love so true, then I can tell you I could easily fall in love with you. It wasn't long ago I saw you there, but even then I thought I knew that given half a chance I could easily fall in love with you. I've been too long on my own summer now. I've been too long by myself. I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change the smile that you're smiling now, and please don't let me see you blue. Then I can tell you oh so easily I could easily. Terwyl jy net so bly sit, gaan ons saam bid.
Here ons God, dankie dat ons onder alle omstandighede kan bid. Dankie dat ons nie afspraak hoef te maak nie 'n beurt hoef af te wag nie, en nie spesifieke formules hoef te gebruik om gehoor te word nie. Dat ons sommer so in die hart en in die gedagtes met U kan praat. Vandag wil ons bid dat U elkeen wat hier is se gebede verhoor, want elkeen van hulle het hulle eie behoefte aan troos en begrip en wat daarmee saamgaan. Ons kom na U toe as die lewende Here, omdat ons weet dat U ons lief het, so lief dat U U seun gegee het. Ons kom na U toe omdat U in Jesus Christus nie net die lewe leer ken het nie, maar ook die dood, en dat U opgewek is as die oorwinnaar. Word vandag verheerlik deur ons hier wees, ons erkenning van U godheid, en ook die verklaring van ons afhanklikheid van U. Dan wil ons in die tweede plek dankie sê. Dankie vir Judy. Dankie vir 'n kosbare lewe. Dankie vir 79 jaar. Dankie vir geleenthede om met mekaar te kon deel, te kon lief hê, saam te kon bly wees, saam te kon hartseer wees. Dankie vir die impak van haar lewe. En dankie dat die dood, die fisiese dood, nie die impak van haar lewe op ons lewens ongedaan kan maak nie. Ons dank U vir haar. En dan wil ons natuurlik ook troos soek, nie oppervlakkige troos nie, maar werklike troos in die aangesig van die dood. Ons bid dat U dit deur U Gees en uit die woord vir ons sal gee. Hoor ons asseblief. Amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik hier U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, blomme, struike, ek hoor U fluister, gras en boom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik hier U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig Hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer reg wat sonde hier geskend het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, van deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik hier U grote
sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou Ek wil graag begin met 'n eerste punt. Deur te sê dit so 'n diens het verskeie elemente en dit is goed as mens by 'n verskeidenheid van die elemente kan uitkom. Die eerste is ons beskryf so 'n diens as 'n afskeidsgeleentheid. Nie dat ons fisies van Judy kan afskeid neem nie, maar tog afskeid neem, daai realiteit erken dat sy fisies gesterf het. En dit maak so 'n byeenkoms baie belangrik en baie belangrik om by te woon. Dis een van die goed wat bydra in 'n mens se rouproses om vir jou closure te gee. Om vir jou te laat sê dit het regtig gebeur. As mense net sou hoor iemand is oorlede, maar jy woon nie die diens by nie, jy's nie deel daarvan nie, dan bly dit so onwerklik. So belangrik dat ons almal vandag hier is. Terselfdertyd is dit, en ek bly die familie het dit ook so genoem, is dit 'n herdenking of 'n viering van haar lewe. Ons is hier by mekaar vandag nie net omdat Judy gesterf het nie. Ons is veral by mekaar vandag omdat Judy gelewe het. En dit is uiters belangrik. En julle het die voorreg gehad om haar te leer ken, om gedeeltes van haar 79 jaar met haar te deel. Nou wie en wat sy was, waarvoor sy onthou sal word, dit weet julle elkeen self. Ek gaan een van my herinneringe deel, of twee, maar verder weet jy wie sy was, waarvoor sy gestaan het, en so meer. En van die dinge is ook in die Huldeblyk, dankie Edelweiss, pragtig genoem. Een van die assosiasies met Judy, en dit is belangrik dat dit van die kinders afkom, is dat hulle Judy assosieer het met hierdie baie spesiale gedig, vir baie mense baie bekend, van Koos Du Plessis. Ek gaan so kort aangepaste weergawe daarvan lees, wat die kinders vir my gegee het. Laat my nooit u grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek, elke keer het ek verdwaal, elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit, Heer, die laaste maal. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelik smag ek na waters van rus. Lei my, Heer, vandag daarheen. En dan uit al daai pragtige sinsnedes net weer herhaal, wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Ek self het wat ek in Engels wil noem 'n vivid memory van Judy. Nou eintlik spesifiek van 'n fase in haar lewe, en dit was wat sy en Viv getroud was, en hulle betrokkenheid by ons gemeente. Nou dit het twee kante toe gewerk. Judy en Viv was geweldig betrokke by ons kerk se senior aksie, die Kuierhoekie. En hulle het geweldig baie deelgeneem en gehelp. Veral met die kamp by die weggaan. In die begin was dit 'n lang naweek, later het dit 'n week geword, wees gerus toe. En dit was altyd vir almal baie spesiaal.
Maar ek sê dit het twee kante toe gewerk, want alhoewel Judy en Viv baie ingesit het en baie beteken het vir die mense om hulle, het dit natuurlik ook positief op hulle ingewerk. Die hele kuierhoekie event, die vriende, die kameraadskap, die deel, die opgewondenheid, het hulle lewe voller en ryker gemaak. Tweedens was dit vir my 'n baie spesiale tyd, omdat dit 'n tyd was waarin hulle beide kon beleef dat God 'n God is van tweede kanse. Hulle huwelik was sprekend daarvan dat God 'n God van tweede kanse is. En ek dink dit het 'n impak op almal van ons gehad. En dan later was daar ook nog 'n spesiale verhouding in haar lewe met oom Thys, as ek reg is vir 13 jaar, 'n baie spesiale verhouding, wat ook, en ek graag daarna verwys as God wat 'n God is van tweede en derde kanse, en ek dink ons almal is dankbaar dat Judy in daardie opsig ook nie alleen was nie. Maar vandag is ons ook by mekaar, nie net om te onthou van haar lewe nie, maar om werklike troos te soek. Nou ek het 'n broertjie dood daaraan, 'n kleintjie dood daaraan, die hele kwessie van om sommer net die hartseer te probeer wegpraat. Mense sê onsinnige goed. Maar daar is werklike diep troos in die woord as dit kom by die dood. En ek wil 'n paar tekste uitlig, en weer eens, hier was dit vir my 'n voorreg dat die kinders vir my 'n hele paar tekste gegee het om uit te kies. Ek gaan 3 uitlig en dan by die 3de stil staan. Jesaja 12, ek gaan daar lees van vers 2 af. God is my redder. Ek vertrou op hom. Ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder. Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. Op die dag sal julle uitroep, loof die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, en verkondig dat sy naam groot is. Sing tot die eer van die Here, want hy het groot dinge gedoen. Maak dit aan die hele wêreld bekend. Jubel en juig inwoners van Sion, want groot is die Heilige van Israel, en hy is by julle. Wat 'n absolute vertroosting uit die Ou Testament. Dan Johannes 16. Uit Johannes 16 gaan ons net lees vers 22 en 23. Maar belangrik, nou is dit Jesus wat aan die woord is. Net so is julle ook nou bedroef. Maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Daardie dag sal julle nie meer vra aan my stel nie. Wat 'n wonderlike teks om te dink dat Jesus beloof met die dood kom daar hierdie oorgang, hierdie nabyheid aan hom, en dat die tyd vir vrae verby is. En dan gaan ons na 'n derde teks kyk. Paulus aan die woord. Nou Paulus wil ek nie net sy teks lees nie, maar of hy daarop wys dat hy gebruik 'n treffende beeld of 'n metafoor om sy boodskap oor te dra. Paulus was 'n meester daarmee om metafore te gebruik, om diep teologiese waarhede oor God te illustreer. En hy gebruik 'n beeld, en die teks wil ek eers lees, net eers die enkele teks, 2 Korintiërs 5 vers 8. 2 Korintiërs 5 vers 8. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Pragtige teks. Maar daarop wil ek so 'n bietjie uitbrei. Nou by vers 1 word daar gesê, en ek haal aan uit die boodskap wat 'n baie moderne vertaling is, wanneer ons eendag doodgaan, ja, wanneer ons liggaam soos 'n tentjie opgevou word
en in die grond weggebêre word, dan is dit nie klaar met ons nie. Maar wat sit agter hierdie beeld wat Paulus gebruik om die dood en 'n begrafnis, en dan kom net daarby dat ons nie vandag 'n gewone begrafnis het nie. Wat sit agter hierdie beeld wat Paulus gebruik om die dood en 'n begrafnis te beskryf as dat ons aardse tentjie word opgevou en in die grond weggebêre? Om dit te kan verstaan, moet ek baie kortliks die agtergrond skets van Paulus se beeld. God verlos sy verbondsvolk uit 'n blyplek, Egipte. Maar dan op pad na die beloofde land toe, is daar 'n tussenperiode, 40 jaar, waarin al die volwassenes wat uit Egipte uitgekom het, uiteindelik in daai woestynperiode sterf, en net die nuwe geslag die beloofde land intrek. Met ander woorde, mense van 40 jaar en jonger. Nou vir daai 40 jaar in die woestyn, het hulle net een blyplek geken, en dit was 'n tent. Nie vandag se moderne tente met ritsluiters en aparte kamertjies en alles nie. 'n baie basiese tent, wat net absolute basiese beskerming gegee het teen die elemente van die natuur. En toe na die 40 jaar periode, trek hierdie geslag wat in tente gebly het, in die beloofde land in. Maar dis nie 'n land wat leeg lê nie, dis 'n land met stede wat opgebou is. En hulle trek in stede in en gaan bly vir die eerste keer in hulle hele lewe in 'n regte, egte huis. 'n Vaste struktuur wat behoorlike beskerming bied teen die elemente. En toe doen hulle iets wat mens daai tyd gedoen het. Toe het hulle nie meer hulle tente nodig nie. En wat het hulle daai tyd gedoen? Hulle het hulle tente opgevou, 'n gat gegrawe langs die huis en die tent begrawe, want ons is klaar met die tydelike blyplek. En ons bly nou in 'n permanente, vaste blyplek. Is dit nie net een van die mooiste beelde van die oorgang nie? En ons dink nou aan 'n gewone begrafnis, waar daai liggaam opgevou word en weggebêre word in die grond, want Judy het verhuis. Onthou julle die ou, ja, hier's 'n paar van julle wat te jonk is om dit te onthou, mense, 'n paar genoeg wat uitgenoeg is. Onthou julle die ou weervoorspellings nog op die radio, voor televisie. Dan sê hulle, hier's dit so en daar's dit so en daar's dit so. En dan het hulle altyd aan die einde gesê, en elders is dit mooi weer en matig. Ek wou altyd elders toe gaan, want dit is altyd mooi weer en matig daar. In 'n geestelike sin wil ek sê, Judy is nou elders. En by daardie elders is dit mooi weer en matig. Ek dink, en dit is ook goed om realisties te wees, dat julle die laaste paar jaar, maar veral in die laaste 16 maande, baie bewus daarvan was, van hoe Judy se aardse tentjie besig was om agteruit te gaan. Hoe daai aardse tentjie, daai liggaam, nie meer 'n geskikte blyplek was nie. En die dood beteken dat sy 'n oorgang kon maak. Nou hierdie boodskap bly vir ons net so waar, al hou ons nie 'n fisiese begrafnis nie. Ag, en miskien is dit goed as daar mense is wat twyfel om net vir 'n oomblik daarby stil te staan. Dis 'n baie praktiese rede waarom ons nie meer begrafnisse hou nie, of baie min. Die een is, dit is gevaarlik om na 'n begrafplaas toe te gaan. So jy kan omtrent nooit weer die graf gaan besoek nie. Die grafte word nie onderhou nie, en so meer. Dis 'n praktiese aangeleentheid. Maar uit 'n teologiese oogpunt, om begrawe te word mens stadig stof. As 'n mens veras word jy vinnig stof. Maar dit maak nie saak nie, want dis die aardse liggaam, dis die tentjie wat ons nie meer nodig het nie. Die nuwe woonplek is by God. In 'n laaste hoofpunt wil ek die volgende belangrike vraag vra. Wat maak Paulus so seker? Paulus
Ek gaan eers sê wat hom so seker maak en dan sê hoe dit sy bediening beïnvloed het. Ons moet onthou wie Paulus was. Paulus was 'n Jood in die Judaïstiese godsdiens. Hy was deel van die Joodse raad. Hy was 'n Ou Testamentiese gelowige. En toe die stories begin versprei dat Jesus uit die dood opgewek is en dat hy die seun van God is, was Paulus in sy hart absoluut oortuig dat hierdie is 'n vals godsdiens. En tot eer van God moet hy hierdie godsdiens uitroei. En wat hy gedoen het, hy het na sinagoges toe gegaan, maar die vroeë gelowiges het nog steeds sinagoge toe gegaan. En hulle is vir so 30 jaar daar verduur, met die geloof in Jesus. En dan Paulus gekom, en by die sinagoge uitgesniffel, wie sê, Jesus is die Here, die Seun van God. En dan het hy hulle in hegtenis laat neem. En sommige van hulle, so Stefanus, is gestenig, terwyl Paulus blykbaar die ander se klere opgepas het. En so gaan hy van die een sinagoge na die ander, verder en verder en verder, om die Christene uit te sniffel. En naderhand is hy op so 'n rol, dat hy na die hoëpriester toe gaan, en hy sê, ek wil nou nog verder gaan, ek wil na die sinagoge in Damaskus toe gaan, daar heel bo in die noorde van die land. Geef vir my 'n aanbevelingsbrief, dat ek die Christene daar kan gaan uitsniffel. Hy kry dit toe en hy is op pad soontoe. En dan, op pad na Damaskus, oorval 'n helder lig skielik vir Paulus. En hy val op die grond neer, en hy sê, hy hoor eers hierdie woorde, hy hoor, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En dan vra hy, wie is u, Here? En dan staan daar dat Jesus aan Paulus verskyn het. En dat hy die Here Jesus gesien en gehoor het. En hierdie gebeurtenis lees ons nie net eenmal in die Nuwe Testament nie. Ons lees dit ten minste 5 keer. En dan swaai Paulus se lewe om 180 grade. En dan word hy wat die Christene vervolg het, word wat genoem is die 13de apostel, of die apostel met die spesiale opdrag om God se woord aan die heidene nasies te bring. En Paulus wy die res van sy lewe, onder verskriklike lyding en vervolging en tronkstraf en alles, wy hy aan een boodskap. Jesus is die Here. Hy's opgewek uit die dood, hy het die mag van die dood gebreek, hy is die Seun van God, en wie in hom glo, sal lewe. Daar's nie 'n ander troos nie. Dis die diepste troos. Jesus het die mag van die dood gebreek, hy het dit oorwin. En hy beloof dat elkeen van ons wat in hom glo, ook in daai oorwinning kan deel. So ons kan met oortuiging glo en vashou daaraan dat Judy ook hierdie oorgang kon maak en dat sy by die Here is. Laastens, 3 aspekte van troos om jou af te sluit. Die eerste is, wees getroos en rustig oor Judy se oorgang. Sy het Jesus Christus as verlosser geken. Die tweede aspek van troos, en dit kan 'n hele preek op sy eie wees, is dat die dood, ek gaan dit baie plat stel, net haar lyf kon wegvat. Die dood kan nie die impak van haar lewe verander of ongedaan maak nie, of van julle wegvat nie. Wat sy vir julle gedoen het, wat sy vir julle gegee het, wat sy vir julle geleer het, wat sy vir julle beteken het, bly vir altyd deel van wie julle is. En die heel laaste punt, die troos dat Christus die oorwinnaar is nie beperk tot Judy nie. Daai troos geld ook vir elkeen van ons wat hier sit.
Maar dit is 'n mens se eie verantwoordelikheid om te besluit of jy dit glo of nie. Iemand anders kan dit nie vir jou doen nie. En julle almal woon roudienste by en begrafnisse by en almal weet dat dit 'n baie gewilde gebruik is, ek sal dit nie doen nie, om by 'n roudiens mense te probeer bang praat en sê, ons gaan nie almal 79 word nie. Party van ons gaan dalk nie 69 word nie. Party van ons gaan dalk nie 39 word nie. Jy moet nou jou saak met die Here regmaak. Ek glo nie dat vrees ooit die motief moet wees om in Jesus Christus te glo nie. Daar's net een motief om in Jesus Christus te glo, dankbaarheid. Om te hoor God het jou lief, om te hoor dat Jesus het klaar in jou plek die pad van die dood en die opwekking gestap. En dat jy in hom glo en saam met hom die pad loop, dan sal my en jou dood ook net 'n oorgang wees na die lewe by God. Amen. Here Jesus, baie dankie dat U na U opwekking nie net verdwyn het nie, maar vir 'n periode van 40 dae verskyn het aan meer as 500 mense. En dat daai 500 mense se lewens radikaal kon verander. Hulle vrees vir die dood kon verloor en hulle die getuienis kon oordra dat U die opgewekte Seun van God is. Dankie dat ons vandag bevoorreg is om daardie getuienis in ons eie Bybels te kan lees in ons eie taal. Ons gebed is dat hierdie familie en vriende sal seën op die pad vorentoe, 'n pad van herstel, 'n pad van genesing, en seën die kosbare herinneringe wat lê het op 'n positiewe manier in hulle lewe. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Is ons feesten wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Be
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die seënende, versterkende en vertroostende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by elkeen van u. Amen. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. You see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes the silence can seem so loud. There are miracles in love I must achieve. But first I know it starts inside of me. If I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. You see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. You see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes the silence can seem so loud. There are miracles in love I must achieve. But first I know it starts inside of me. If I can see it, then I can be it. Goed julle, ons het so 'n klein openingkie in die reën waarvoor ons baie dankbaar is.
Ek sal nou nie dit stretch en vir 'n halfuur praat nie. Glad nie die idee om hier buite te preek nie. Ek gaan 'n metafoor gebruik, 'n pragtige beeld, wat ek hoop vir julle van waarde sal wees, om iets van die dood as oorgang te help illustreer en onthou, en dit is nogal iets waardevol, wat mens met jou kinders, en veral met jou kleinkinders, kan doen. Hoe moet ons dit verstaan, dat ons kan sterf, maar ons lewe nog steeds? Hoe moet ons dit verstaan? Iets wat ons kan help, is om as ons by die see bly, seewater te vat, as ons nie by die see bly nie, net 'n sterk soutoplossing met water te maak, almal rondom 'n stoof of 'n gasplaat staan, hierdie soutwater in 'n kastrolletjie gooi, en die hitte aansit. En dan staan ons en kyk wat gebeur. En daar voor ons oë verander water, wat 'n vloeistof is, in 'n gas, maar 'n sigbare gas. Ons noem dit stoom. En terwyl ons so stip na die stoom kyk, sien ons dit skielik nie meer nie. En dan sê ons verkeerdelik, die stoom is nou weg. Dan kom kinders van graad 6 af, en sê hulle, "Pap, mam, daai stoom is nie weg nie. Dit is nog in die lug, al kan ons dit nie sien nie. En ons kan dit bewys, want juffrou het ons geleer van kondensasie. En dan daar in die lug, waar jy niks sien, hou hulle 'n leë bak. En aan die binnekant van die bak vorm daar weer daai selfe waterdruppeltjies. So die stoom is nie weg nie. Die water het net van vorm verander, onsigbaar geword vir die menslike oog, maar bestaan nog steeds. Net 'n opmerking daarby, water is nooit weg nie. Al sink dit in die grond in weg, beland dit in 'n onderwaterbron, en dit kom weer iewers na bo. Al verdamp die water uit die dam of die see uit, dit vorm 'n wolk. Die wind waai die wolke 1000 kilometer verder, en daar reën dit weer. Water is nooit weg nie. Dit bestaan net in verskillende vorme. As ons sterf in Christus, is ons net onsigbaar vir die menslike oog, maar ons is in 'n nuwe dimensie by God. Laastens, waarom nie net skoon water vat en dit laat heeltemal wegkook nie? Wegkook nie. Soutwater of soutoplossing, want as al die water sogenaamd weg is, dan bly daar net 'n paar wit soutkristalle, soos poeier, bly oor in die kastron. En dis wat van ons oorbly na 'n verrassing. 'n bietjie wit poeier. En dit word nou gebere in hierdie gedenkmuur, in hierdie geval saam met Wif se kussie. Ons gee geleentheid vir julle, Judy en Steve, om beide die kussies in te plaas, die steentjie weer in sy plek te sit, en dan gaan ons afsluit hier na binne. Kom ons sluit af met 'n kort gebed. Here, dankie dat U groter is as die dood. Dankie dat U groter is as die lewe. Dankie dat U groter is as enigiets wat ons ooit kan bedreig.
wees met ons, hou ons styf vas in die holte van die hand en naby aan die hart. Die Here, dat ons altyd bewus sal wees van die liefde en van die genade. En dankie dat Jesus Christus die mag van die dood gebreek het en het verander het in 'n oorgang na 'n nuwe dimensie, 'n nuwe woonplek by God. Seën hierdie familie nou en vriende in die tydjie wat hulle saam deurbring, mekaar weer sien, bande optel, herinneringe deel. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.